Ons skriflesing is vanoggend uit Romeine 3 vers 25 en 26. Romeine 3 vers 25 en 26. Hom, verwysende na Jesus, het God gegee as offer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf gelaat het, vergewe. Maar hy het ook getoon wat sy vryspraak in die huidige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Nou hierdie is een van Paulus se sinne wat baie moeilik is om te vertaal. En dit kan alleenlik reg aangeskied as ons dit in verskillende dele opbreek, in verskillende sinne vertaal. En dis hoekom julle in die meeste Afrikaanse Bybel sal sien dat Romeine 3 vers 25 en 26 as een aangegee word, daar word nie 'n skeiding tussen die twee verse getref nie. En dit is met rede so, omdat dit wat in die Grieks logies en maklik verstaanbaar is in die Afrikaans moeilik vertaalbaar. Nou, om dit makliker te maak, kan ons hierdie twee verse dan in 3 dele onderskei. Dit kan dalk help as julle dit so op julle bulletins dan ook volg, ek het dit so probeer druk ook. En deel 1 is dit is hom, Jesus, het God gegee as soenoffer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Dit is deel 1. En dit is dan ook die deel waarna ons vandag spesifiek kyk. En deel 2, hierdeur het God getoon wat sy vryspraak behels. Hy het die sondes wat hy voorheen in sy verdraagsaamheid tydelik ongestraf gelaat het, vergewe. Dis wat God voorheen gedoen het. Voor wat? En dit gaan ons nou in die tweede deel sien. Maar hy het ook getoon dat wat sy vryspraak in die huidige tyd behels. Hy oordeel regverdig deurdat hy elkeen vryspreek wat in Jesus glo. Nou die voorheen verwys na die tyd voor Christus en dan die huidige tyd verwys na die tyd na Christus se geboorte tot en met vandag. Dit sê dus vir ons in eerste plek wat God gedoen het om sondes te vergewe. Dis daar die eerste deel van vers 25. Dis hoe God die sondes voor Christus se koms vergewe het, is die tweede deel. En dan hoe God tans huidiglik na Jesus se koms sondes vergewe. Maar goed, soos ek reeds gesê het, ons gaan ons tot deel 1 beperk vir vandag se doeleindes. Kom ons kyk weer na hom. Hom, Jesus, het God gegee as soenoffer wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Nou Johannes 3 vers 16 en 17 het dit duidelik gestel wat Christus gekom het om te doen. En hoekom hy dit gedoen het. Wat was die motivering daarachter? En dis die welbekende verse wat ons almal ken, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En verlede Sondag met ons gedenkdiens was dit herhaaldelik beklemtoon dat die redding van die mens die doel van Christus se koms was. Daardie frase in vers 16 waar Johannes sê, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie. En dit is eintlik baie sag of eufemisties gestel. Want die werklike genadige doel word eintlik so geformuleer te word, sodat elkeen wat in hom glo, teen God se toorn beskerm kan word. Dit is wat daar eintlik staan, moet staan.
En verder, as ons dan na Johannes 3 vers 16 en 17 kyk, en dan by Romeine 3 vers 21 by mekaar bring, verlede Sondagse boodskap, daardie maar nou boodskap, en ons dit by mekaar uitbring, dan sien ons albei gaan oor God se genadesending in Christus Jesus. En na die 44 boodskappe wat ons reeds in Romeine nagekyk het, waarin ons die diepte van die menslike sonde en ook die onmag, die onvermoë van die wet om te red, besef het, is die een oorwegende verstaan van die mens se situasie dit, dat daar niks onder die son is wat die mens teen die regverdige oordeel en toorn van God kan beskerm nie. Nie hier op aarde en van menslike oorsprong nie. En daarom as ons dan na die woord van God kyk, dan is die boodskap dit, die mens wat sondig moet sterf. Dit was van die begin af die boodskap. Dit is daardie bloedlyn wat vanaf Genesis 2 vers 17 loop, waar God gewaarsku het, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet, en hier kom die waarskuwing, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. En oor word dit herhaal. En geliefdes, dit het nie oor die eet gegaan nie. Die eet as sodanig was nie die sonde nie. Die ongehoorsaamheid aan God se woord, aan God se opdrag was die sonde. Oor en oor word dit herhaal, die siel wat sondig, die moet sterf. Daar is dit duidelik. As dit net oor die eet gegaan het, dan sou dit gewees het, die een wat van daardie boom eet, gaan sterf. Nee, die een wat ongehoorsaam is, gaan sterf. Paulus in Romeine 5 vers 12, waar ons nog gaan kom, daarom net soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. En weer nog 'n hoofstuk verder, in hoofstuk 6 van Romeine vers 23, want die loon van die sonde is die dood. Die loon van die sonde is die dood. Die feit is, sedert Genesis 2 en bevestig in Genesis 3, na die sondeval, het elke mens wat ooit gebore is, gesterf. Elke mens wat ooit gebore is, tot op hierdie moment, het gesterf. Met die uitsondering van daardie 2 weggeraaptes, een nog in Genesis 5 vers 24 en Elia in 2 Konings 2 vers 11. Met die uitsondering van hulle het alle mense tot op hierdie oomblik gesterf. En gaan dit met almal van ons gebeur, behalwe as die Here dan intussen kom. Daar word ook moontlik verwys na Moses, wat dalk ook weggeraap is, maar dit weet ons nie verseker nie, want dit word nie in die Bybel so beskryf. Al wat ons weet, dat God het Moses die berge ingeneem en hom daar begrawe of weggeraap. Maar hierdie 2 is ons van seker, want dit is wat die Bybel daar stel. Met ander woorde, wat die feit wat ons mee gekonfronteer word, en nog altyd mee gekonfronteer word, is dat elke mens wat gelewe het, nog gaan lewe, sal sterf. Elkeen verkeer voortdurend op die drempel van die dood. Omdat hy in sonde verkeer. En omdat hy geen uitweg in homself het nie. Dat hy sonder dat daar iemand of iets is wat hy self op kan aanspraak maak, wat hom kan red van God se toorn. In my studente daar was daar 'n baie algemene gesegde, en ek weet nie of dit nog gebruik word deesdae nie, maar ons het heel dikwels gesê, as iemand in 'n gevaarlike situasie verkeer, hy speel op afpop se stoep. Hy speel op afpop se stoep, en ander, hy is baie naby aan die dood. En dit is presies waar die mensdom sonder Christus is. Hy speel op die drempel van die dood, omdat hy in sonde verkeer, sonder 'n redder. En dit was waar tot en met die groot redding gekom het in Romeine 3 vers 21, waar Paulus dit aangekondig het met, maar nou,
maar nou. En dan soos dit ook in die ander, soos dit in die evangelies bevestig word. Ons sien dus dat Paulus hier in Romeine 3 vers 25 die gordyn ooptrek oor 'n besondere kwelvraag wat elke mens sedert Adam gepla het. En dit het verband met wat ek nou gepraat het van die mens wat op afop se stoep speel. As God ernstig is oor die sonde, en hy is, want hy is heilig, maar hy kan die sonde nie verdra nie. Hoekom bly mense dan lewe nadat hulle gesondig het? Nou, as ek nou hier sondig, hoekom kom God en hy zet my net hier en ek val net hier dood neer? Wel, in eerste plek sal daar baie min wees wat verby 'n paar maande lewe dan in elk geval. Maar hoekom het God beloof dat die een wat sondig sal sterwe, maar nadat ons vir soveel jare gelewe het en nog aanhou sondig, lewe ons totdat hy dan 'n einde aan ons lewe bring, nadat ons veelvoudige sondes begaan het. En dan sluit dit ook aan by vers 24 van Romeine 3. En kyk na vers 24 waarna ons verlede week ook gekyk het. Vers 24. Want vers 24 stel dit baie duidelik. En hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, gered, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Nou goed, as God dan nie die mens straf wat sondig nie, hoe kan hy dan hulle sonder verdienste dan red? En dis die dilemma. Hoe kan God mense sonder verdienste red? En dit is waar Paulus dan in 3 vers 25 begin. Hom, Jesus het God gegee as soenoffer, wat deur sy bloed versoening bewerk vir die wat glo. Daar gee Paulus die antwoord. Dit is hoekom dit kan gebeur. En die woord wat Paulus hier in Romeine 3 vers 25 in Afrikaans gebruik, die besondere woord waarna ons vandag wil kyk, is die woord soenoffer, of in sommige vertalings net offer of soenoffer. Die Griekse woord waarna ons kyk is die Griekse woord hilasterion. Nou, Romeine 3 vers 25, hom, Jesus het God gegee as soenoffer, hilasterion, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Nou, hoe verstaan ons dit? Wat bedoel hy hiermee? Nou, ons weet nou, Paulus het in die eerste 3 hoofstukke gewys hoe sondig die mens is. Hoe magteloos die wet is om ons te red. Maar die wet kan vir ons wys, ons is sondig, maar die wet kan ons nie red nie. Dit is soos wat ek verlede keer verduidelik het, dit is soos om in 'n spieël te kyk, jou vuil gesig te sien, maar daai spieël kan niks aan jou vuil gesig doen nie. Hy wys net vir jou gesig is vuil. En dit is presies soos die wet is. En dit is waarom ek vroeër ook verwys het na 'n rooi bloedlyn wat dwars deur die hele Bybel loop. Wat is hierdie bloedlyn? Naamlik dat elke sonde bring skuld. Elke sonde bring skuld. Elke skuld vra betaling. En die betaling daarvan is, soos God dit uit en uitstel, is die dood. Dis al wat God kan bevredig. Omdat hy het gesê, as jy sondig, gaan jy sekerlik sterwe. Jou bloed moet vloei. Jy moet doodgaan. Dis die bloedlyn wat vanaf die begin deurloop tot en met die Nuwe Testament. En sedert Genesis 3 sterf elke mens, behalwe die reeds genoemde uitsonderings. Maar Paulus bring daar die boodskap van blye tyding wanneer hy dan in vers 24 sê, daar is redding wat nie op verdienste gebaseer is nie. En dit is die redding wat deur geloof in Christus Jesus is.
nie op die mens se verdienste gebaseer nie. En hier trek Paulus nou die gordyn oop. En hy wys vir ons die volgende: hoe God iemand kan red sonder om ontrou aan sy woord te wees. Hoe God iemand kan red sonder om sy heiligheid enigstens te na te kom. Om sy heiligheid enigstens te ontken. Hoe God 'n sondaar kan vryspreek en steeds 'n regverdige God bly. En steeds 'n regverdige God bly. En nou het julle gesien in die ander verse van Romeine 3 vers 25 en 26. Ons gaan volgende keer en die kere daarna kyk na wat gebeur het met die mense voor Christus en dan die wat na Christus, omdat hy spesifiek dit hierby insluit. So die antwoord lê juis dan in daardie een woord dat God Jesus gegee het as soenoffer, as hilasterion. Daarin is die antwoord. En om die betekenis van hilasterion te verstaan, moet ons teruggaan na Levitikus 16, wat die oprigting en die doel van die tabernakel goed beskryf. Nou, ons het reeds van tevore na die tabernakel en baie van daardie aspekte gekyk, maar terwille van volledigheid en duidelikheid gaan ek dit vandag net weer saamvat. Nou, ons moet verstaan wat God se doel met die tabernakel was. Goed, tydens die 40-jarige woestynreis van Israel, het hulle, wanneer hulle kamp opgeslaan het, dit op 'n voorgeskrewe manier gedoen. Elke stam het op sy spesifieke plek kamp opgeslaan, in 'n spesifieke volgorde. 'n voorgeskrewe plek, soos deur God bepaal. En in die middel van die stamme, het hulle die tabernakel opgerig, soos wat God hulle beveel het. Die tabernakel wat dan ook die tent van ontmoeting genoem word. Dit was die plek waar God met Moses en Israel gepraat het, vanaf die begin. Want God het opdrag gegee dat die tabernakel gebou moet word. En hy het vir Moses gesê, dit is die plek waar ek met jou gaan praat. Dit was dus, omdat hulle vir 40 jaar op reis was, 'n draagbare heiligdom, deur God self ontwerp, gebou volgens God se instruksies. En dit was dan ook die voorloper van die tempel wat uiteindelik deur Salomo opgerig is. So die tempel is nie onmiddellik opgerig nadat hulle in die beloofde land aangekom het nie. Daar was verskeie jare nog voordat die tempel opgerig was. En die tabernakel het toe selfs in die koninkryk onder die konings het die tabernakel nog steeds gedien. Nou, ons moet dan verstaan, die tabernakel was dus die sigbare teken van God se teenwoordigheid in sy volk, onder sy volk. 'n Sigbare teken daarvan. Dit was ook 'n heenwysing na Christus, wat Johannes 1 vers 14 sê, wat ook onder ons kom woon het, en bedoelende en beskrywende die sin van 'n tabernakel. Hy het onder ons kom tabernakel. Dis wat Jesus gedoen het. Wat die Grieks in Johannes 1 vers 14 sê. Die tabernakel was dus 'n Godgegewe, heilige instelling. En dit het uit die verskillende dele bestaan. En nou kan julle ook op die kaart kyk, of die diagram kyk wat op die bulletin is. Eerstens was daar die voorhof. Dis die eerste area, as mens daar sou instap, waarin jy sou instap. Dit het baie spesifieke items bevat, wat almal simboliese betekenisse gehad het, vir daardie tyd, terwyl dit ook heenwysings was na die groot redding wat sou kom. Dit wil sê, ons moet voortdurend na die tabernakel kyk, as 'n heenwysing van wat sou kom. Van die begin af was dit daar. En dan binne die voorhof was eerstens dan die brandofferaltaar. Hier het die bloed van die offers gevloei. Dit wil sê, wanneer die Israeliete gesondig het, moes hulle offers bring, en daar het die priesters die offers by hulle geneem en dit geoffer. Wat gebeur hierso? En dis belangrik dat ons dit moet verstaan. 'n Onskuldige dier sterf in die plek van die skuldenaar. Ek begaan 'n sonde.
En afhangend van hoe die Here my lei, offer ek of 'n duif, 'n voël, of 'n lam. Dan sê, my sonde het my gelei tot oortuiging dat ek aan die Here moet my sonde gaan bely, en die bloed van hierdie dier wat geslag word, hy vloei namens my. Dink 'n bietjie. As ons dit sou moes doen, watter offerdiere sou ons moes bring? Die tweede plek was daar die bronswaskom waar die priesters hulle hande en voete gewas het voordat hulle diens verrig het. En dit is dan ook 'n heenwysing na die feit dat dit sondeloos moet wees en dat God met reinheid benader moet word. So, al daardie dinge was heenwysings na wat sou kom. Dan gaan vanuit die voorhof is daar dan die heilige plek, is dit die tweede area. En hierdie is dan die eerste vertrek wat binne die tent was, die voorhof was nog buite die tent. Hierdie is die eerste vertrek binne die tent, en dit was slegs vir priesters wat daar kon ingegaan het. En hier was die volgende. 'n goue kandelaar, die menorah, was die enigste ligbron in daardie tent. En dit was die simbool van God wat die lig is vir sy volk. God wat die lig is vir sy volk. En dan die tweede item was die tafel met die toonbrode. 12 brode wat weekliks vernuwe is. En daarin is ook 'n boodskap dat God onderhou sy volk. Hy is hulle daaglikse brood. In die derde plek was dit dan die wierookaltaar, wat die wierook voortdurend gebrand het. Dit wil sê, dit was verteenwoordigend van die gebede wat opstyg na God. En wat soos 'n welaangename geur in God se neusvleuels moes wees. Die gebede van die volk wat opstyg voor God. Dit wil sê, elke ding het 'n funksie gehad. Elke funksie was 'n simbool van iets wat met God te doen het, en elke een was ook 'n heenwysing na wat nog sou kom. En dan was daar dan die allerheiligste, die heel binneste van die tent, van die tabernakel, die binneste vertrek, die heiligste plek op aarde ooit. Agter daardie dik geweefde voorhangsel of gordyn was daar die volgende die belangrikste items wat daar kan wees. En dit is die ark van die verbond, die verbondsark. Dit was 'n kus van akasia hout wat met goud oortrek is. En binne in die verbondsark was daar die kliptafels van die wet. Die kliptafels van die wet. Dit wat God aan Moses gegee het, wat hy ook die tweede keer moes gee. Die 10 gebooie. God se wet was binne in die verbondsark. En tweedens was daar Aaron se staf wat gebod het, wat verwys na God se uitverkiesing van 'n leier. En julle sal onthou wat het gebeur toe sy staf daar dan aanskou van al die heidene neergegooi is, en waar hulle kieries slange geword het, het Aaron se staf as 'n boom gebot, net daar. Dit het selfs amandels gedra. Daardie kierie staf was ook daarin. Wys van God se uitverkiesing. Die goue kruik met manna. Manna wat God voorsien het aan Israel dwars deur hulle trek deur die woestyn. Dit spreek van God se voorsiening. God se voorsiening.
En dit het daar in die ark gebly, in die verbondse ark gebly, sonder om ooit te vergaan. Dit is onophoudelik. Maar hierdie 3 items wat heilige items was, omdat dit van soveel getuig, het was ook juist dan die basis, die kern van God se aanklagte teen Israel. God se aanklagte teen Israel. Hulle het God se wet vergeet. Hulle het God se leiding vergeet. Hulle het God se voorsiening vergeet. Oor en oor het hulle selfstandig opgetree. En aanhoudend kom daar net meer en meer aanklagte teen hulle. Maar daardie 3 simbole vorm die kern, die basis van wat God teen hulle het. En omdat dit dan daar is dit dan ook die aanklag wat na die vonnis toe lei, naamlik die vonnis van die dood. Hulle het die toorn van God verdien. Oor en deur. Wat sou regverdig wees as God hulle almal sou uitdelg met een gedagte? Nou kom ons by die volgende deel. Bo op die verbondsark, die kus, was daar die versoendeksel. Die versoendeksel. Deksel wat presies op die kus gepas het. En God het baie spesifieke opdrag gegee oor hierdie versoendeksel. En jy moet die versoendeksel bo op die ark sit en in die ark moet jy die getuienis lê wat ek jou sal gee. Daardie 3 items wat ek nou na verwys het. En dan sê God die volgende. En hier is dit so belangrik. Dis nou in Exodus 25 vers 21 en 22. Exodus 25 vers 21 en 22. Dan sê God die volgende aan Moses. Hy het nou na die versoendeksel verwys. Dan sê hy, en daar sal ek met jou ontmoet. En van bo die versoendeksel af, tussen die 2 gerubs, die engele wat op die ark van die getuienis is, sal ek met jou spreek oor alles wat ek jou beveel vir die kinders van Israel. So volgens die opdrag wat ons dan sien in die hele Exodus 25 van 17 tot 22 en die omliggende verse, moes die deksel dus aan die volgende vereistes voldoen. Dis hoe God gesê het hoe dit gemaak moet word. Het was van suiwer goud, anders as die ark wat van akasiehout was, wat oorgetrek is, maar die versoendeksel suiwer goud, soliede goud. Onthou, dit was die kosbaarste materiaal wat hulle in daardie dae gehad het. Niks op aarde was kosbaarder as dit nie. Dit was ongeveer 115 cm lang, 70 cm breed. 2,5 L by 1,5 L. Sodat dit presies op die ark gepas het. En dan die engele, die gerubs. Aan die 2 kante van die deksel was daar die 2 gerubs, die engele. Hulle was uit dieselfde goud as die deksel gemaak. Hulle vlerke was boontoe uitgestrek, sodat dit die hele deksel bedek het. Hulle gesigte was na mekaar toe gedraai, maar hulle oë was afwaarts na die deksel. Hulle het na die deksel gekyk. Nou in Hebreëus word die versoendeksel die kaporet genoem. Maar in die Grieks word dit as die hilasterion vertaal. Engels verwys daarna as the mercy seat. Nou die versoendeksel was nie net 'n deksel om die inhoud van die ark te beskerm nie. Dit was baie meer as dit. Dit het 'n kardinale rol in die Israelitiese aanbidding van God gespeel. Want dit was, soos wat God nou ook hier aan Moses verduidelik het, dit was die plek ook vir ons dan die simbool van God se teenwoordigheid. Dis waar God beloof het, dis waar ek jou sal ontmoet. En as God dan vir Moses daar ontmoet, deur Moses dan die hele volk. Dit was die kontakpunt, die raakpunt tussen die hemel en die aarde. En dit is dan maak dit ook sin as ons na die
groot versoendag, die dag van versoening. Kyk, Yom Kippur, 1 keer 'n jaar, waar die hoëpriester die allerheiligste binnegaan, en dan op daardie versoendeksel, daardie Helasterion, daar giet hy die bloed, sprinkel hy die bloed van die offerdier. En waarvan het dit getuig? Daardie sprinkeling van die bloed, dit was om as versoening te dien vir die sondes van die volk. Daar kom die hoëpriester en hy kom namens die volk en hy sprinkel die bloed van die offerdier op die versoendeksel. Daar waar God en Moses mekaar ontmoet het. Hier kom die hoëpriester en hy kom sprinkel die bloed daar. Hoekom daar? Want dit is daar waar God en mens mekaar ontmoet. Daar. Dit is dus die boodskap van die versoendeksel, maar daar is nog soveel meer. So, verstaan nou mooi, binne die ark was nou daar die 3 items en die belangrikste ene was die kliptafels van die wet, waar God so spesifiek die 10 gebooie gegee het. Soos in Exodus 25 vers 16 en Deuteronomium 10 vers 1 tot 5. Daardie wet van God, wat van een ding getuig, nie net vir Israel nie, maar vir elke mens, naamlik die sonde skuld van die mens. Die sonde skuld van die mens. Nou, dit is 'n teken van oordeel, God se oordeel. Maar bo op die ark, die versoendeksel, die kaporet, die hilasterion, gemaak van suiwer goud. Dit is wat daar is, die plek van ontmoeting, bo op die ark. So binne die ark, die kliptafels van die wet, bo op die ark, die versoendeksel. Onder die versoendeksel, weer eens die wet, aanklag, skuld, doodsvonnis. Bo die versoendeksel, God se heilige teenwoordigheid, sy Shekinah heerlikheid. So wanneer die heilige God afkyk na die blote wet, as God deur die versoendeksel sou kyk, wat hy in staat is om te doen, net na die wet kyk, die kliptafels van die wet, dan is daar net een gevolgtrekking waartoe hy kan kom. En dit is dat hy moet oordeel, want almal is skuldig. Maar dan, waarna ek nou reeds verwys het, daardie een dag per jaar, Yom Kippur, die groot dag van versoening, gebeur iets buitengewoon. Die hoëpriester alleen gaan die Allerhoogste binne en hy sprinkel die bloed op die versoendeksel. Hoekom op die deksel? Dis nie net hier waar God en mens ontmoet nie. Hier ontmoet, en dis nou waar ek en jy inkom, geliefdes, hier ontmoet geregtigheid en genade mekaar. Hier ontmoet geregtigheid en genade mekaar. As ek dit grafies kan stel, en ek wil dit nie doen op 'n manier wat God op enige manier te nakom nie, maar onder die wet, onder die deksel was God se wet, God se oordeel. Maar bo op die ark was die deksel van versoening, waar God se heiligheid met sy genade by die mens uitkom. Daardie gesprinkelde bloed op die deksel het versoening bewerkstellig tussen God en Israel. As God afkyk na die wet, is dit net oordeel. Maar as God afkyk na die wet bedek met die bloed, dan word die oordeel afgewend. Die versoendeksel is dus die plek waar God se regverdigheid en sy genade by mekaar uitkom. Waar hulle mekaar ontmoet. Daar op die Helasterion, die versoendeksel. Nou gaan ons terug na Romeine 3 vers 25. En daar lees ons hom,
Jesus het God gegee as hilasterion. Hilasterion. Wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Met ander woorde, Jesus is die ware versoendeksel. Hy is die een wat waarlik versoening bring. Hy is nie net die deksel nie, hy is die bloed self wat gesprinkel word. Hy alleen doen dit en dit is hy alleen wat dit kan doen. En nou is dit nie meer die bloed van 'n dier of iets nie. Dit is die bloed van die heilige God wat mens geword het. En die gemeente in Rome, as ook al die gemeentes daarna wat hierdie woorde van Paulus gelees het, in Romeine 3 vers 25, dit moes vir hulle 'n ontsaglike, ontsettende skok gewees het om dit te hoor. Want hier moes hulle nou besef, Jesus is die beloofde Messias. Hy is die een wat God gestuur het. Hy is die ene wat God gestuur het. Hy is alleen die een wat God se toorn kan stil. Hy is alleen die een wat God se heiligheid kan beantwoord. Hy alleen. En hulle moes dit dan gesien het, die donker allerheiligste. Ek praat van in daardie tyd, in Moses se tyd, die donker allerheiligste, die ark van versoening, met die versoendeksel bo-op, en onder die deksel, God se wet en veroordeling, maar bo-op die deksel, die heilige God, wat sonde nie kan duld nie, en tussenin, die versoendeksel, die hilasterion, die versoendeksel wat met bloed besprinkel is, wat God se toorn oor die sonde wegneem, weerhou, verwyder. Met ander woorde, hulle word geskok met hierdie bevestiging van die waarheid, dat Jesus nie net versoening bring nie, hy is die versoening. Hy is die versoening. Hy is ons hilasterion. Hy is die besprinkelde hilasterion, hy het dit met sy eie bloed besprinkel. So Jesus is die persoonlike historiese plek waar God se regverdige toorn teen die sonde ten volle op een punt saamgetrek word. Want hy is die hilasterion. En waarheen vat dit ons dan, geliefdes? Na die kruis van Golgotha. En Golgotha se kruis en die versoendeksel word een. Dit is die plek waar die bloed besprinkel word. Dit is die plek waar Jesus se bloed gevloei het. En dit is wat ons moet verstaan. Aan Golgotha se kruis het God se oordeel en die hilasterion by mekaar uitgekom. En Jesus het God se toorn teen die sonde ten volle op hom geneem, dit ten volle verduur, dit ten volle betaal, sodat dit nie op enige sondaar hoef neer te kom nie. Ek moet net weer beklemtoon, die wet onder die deksel, en daardie wet roep uit, skuldig. Die loon van die sonde is die dood. Maar God se heiligheid bo die deksel sê, ek kan die sonde nie ongestraf laat word nie, maar tussenin staan Christus, ons hilasterion, en sy bloed getuig ten volle betaal. Ons lees in 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud,
losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos, wat vooruit geken is voor die grondlegging van die wêreld af, maar in hierdie laaste tye geopenbaar is om julle ontwil. God het nou die hilasterion bekend gemaak. En dan daai blye boodskap ook aan die einde van Openbaring 13 vers 8, waarvan Johannes ook getuig het. Hy is die lam van God. Nou Openbaring sê, hy is die lam wat geslag is van die grondlegging van die wêreld af. Wat beteken dit? Die kruis is die klimaks van die rooi bloedlyn wat dwars deur die hele geskiedenis loop, en dit is juist dan dit wat hy sê. Dit was God se plan vanaf die begin. Dit was die lam wat geslag is van die grondlegging van die wêreld af. Die kruis was nooit God se plan B nie. Dit wat gebeur het, was God se plan van redding nog altyd. Kom ons bring dit by mekaar. In Genesis 3 word beskryf hoe God met die mens gewandel het daar in die tuin. God teenwoordig in hulle persoonlike teenwoordigheid. Daar was hy met hulle. Hy het met hulle gekommunikeer. Hoe dit kom wees, kan ons nie dink nie, maar die woord sê vir ons dit. En dan gaan ons terug weer na Openbaring, maar hierdie keer na die einde van Openbaring, in Openbaring 21 vers 3, waar ons lees, kyk, die tabernakel van God is by die mense. Dit wat in Genesis verbeur word teruggegee in Openbaring. So die tabernakel was nooit die eindpunt nie, die doel nie. Dit was maar net die padkaart of die heenwysing na wie sou kom. En daardie pad lei onmiskenbaar deur die tabernakel na Christus. En as julle na hierdie tipologie aantekeninge agter op die bulletin kyk, sal julle net sien hoe ons dit nog verder by mekaar kan uitbring. Want elkeen van daardie dinge het Christus gesê, ek is. En ons het nou onlangs na al daardie ek is stellings van Jesus gekyk. Die tabernakel van God is by die mense. En daardie pad wat deur die tabernakel loop, daardie bloedlyn wat deur die tabernakel loop, bring ons tot by ons waar ons vandag staan, geliefdes. Want dit kom vanaf Christus deur na ons toe. En elkeen wat in Christus gered is, kan dit vandag pleit. Daardie redding wat God vanaf voor die grondlegging van die wêreld af beplan het. En wat dwars deur die mensgeskiedenis vanaf Adam en Eva, deur volk se uitverkiesing van sy volk, deur die verlossing uit Egipte, deur die 40 jaar in die woestyn, deur die teenwoordigheid van die tabernakel, deur die tempel, tot waar ons vandag is, deur Jesus Christus, wat toe hy aarde gekom het, om daar die een ding te wees, en ekskuus dat ek het so stel, maar die hilasterion vir ons, sodat ons genade en toorn by mekaar kan sien uitkom, genade en regverdigheid by mekaar kan sien uitkom. Daarom staan ons vandag, geliefdes, ons staan nie voor 'n ark nie. Ons staan nie voor 'n ark nie. Ons staan by die kruis. En ons staan dan nie in vrees en bewering voor die toorn van God nie. Maar ons staan daar in geloof. En in die geloof het ons al die seëninge wat ons op aarde kan begeer. Sodat ons die vrede wat alle verstand te bowe gaan ook het. En wanneer ons dan na die
kruis kyk, dan sien ons aan die kruis die versoendeksel. Nie Jesus nie, die versoendeksel. Want Jesus het opgestaan, juis dan om daardie versoendeksel die waarheid vir ons te maak. Daardie versoendeksel het 'n naam. En die naam is Jesus Christus, die Hilasterion, waar God se heiligheid en onskuld mekaar ontmoet. Die ou Hilasterion, en ekskuus ek het so stel, die versoendeksel in die allerheiligste was verborge agter die gordyn. En net die een man kon daarin gaan, die hoëpriester. Maar dan kom ons in Romeine 3 vers 25 en ons lees, maar God het hom openlik aan ons bekend gestel, hy het die gordyn oopgetrek, as die Hilasterion. Hier is die plek van versoening. Hy is die plek van versoening. En dan weet ons, soos dit in Matteus 27 vers 51 beskryf word, daardie oomblik toe Jesus sterf, het die voorhangsel van die tempel van bo tot onder oopgeskeur. Die pad na die teenwoordigheid van God is oopgemaak. Die pad na die Hilasterion is oopgemaak. Die pad na genade en barmhartigheid en vergifnis van sondes is oopgemaak. En dit is wat Hebreërs 10 vers 19 dan vir ons beskryf. Omdat ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in te gaan in die heiligdom deur die bloed van Jesus Christus. Hebreërs 10 vers 19. En dan sê ek weer, ons kyk nie na 'n goue versoendeksel in 'n donker tabernakel nie. Ons kyk na die gekruisigde en opgestaande Christus wat vir ons versoening bewerk het. Want hy, Christus Jesus, is ons Hilasterion. Hy is ons versoening. In hom is ons met God versoen. Mag die Here hierdie waarheid vir ons so 'n werklikheid maak. Hierdie is maar 'n druppel in die emmer wat ons in die woord van die Here vind. Maar mag hierdie druppel dan elkeen van ons harte aanraak en ons beweeg om te wees wat ons moet wees en te doen wat ons moet wees. Om daardie vrug te dra wat hy in ons lewens wil sien. En dat ons die verlede en die sonde sal afskud en sê dit is verby en ons kan vergifnis daarvoor ontvang. Maar dat ons vorentoe sal gaan in die vreugde van vergifnis, in die verblyding van ons harte van versoening. Want Jesus is ons versoening. Hy is ons versoening. Dit moet ons verstaan. O Here, U is die almagtige God, getroue Vader, en ons buig voor U aan die einde van hierdie boodskap. En Here, ons is oorweldig deur die rykdom van U genade. Here, ons moet bely, so dikwels probeer ons om ons eie vye blare aan mekaar te werk. Ook daar wanneer ons probeer om ons eie waarde te bewys, deur wat ons doen en wat ons is, wie ons is en by daardie dinge, deur ons eie werke, ons sukses, ons godsdienstigheid, ons pretensie van geloof sonder die vrugte van die geloof. Vergewe ons, Here, vir daardie oomblikke. En mag dit toegeskryf word, Here, aan die feit dat ons nooit werklik tot die volle besef verstaan gekom het van wie U waarlik is nie en hoe God die Vader U vir ons bedoel het, dat ons sal verstaan. In U is daar waarlik versoening en alleenlik in U. Dankie dat U daardie deur na alle selfverdienste, dat U daardie deur toegemaak het.
sodat ons kan rus, Here, in wat U bereik het, en wat U vermag het, en wat U gekom het om te doen, en wat U gedoen het. Daarom kan ons dan, Here, in U rus, in U die rus vind, wat ons so nasmag. Juist te midde van hierdie besige wêreld smag ons daarna, Here. Maar dit gaan ons verby, omdat ons vergeet wat en wie U vir ons is. Dat selfs in hierdie besige wêreld kan U vir ons dit wees, en is U daar vir ons, as ons maar net op U wil fokus, en U as ons hilasterion, ons versoendeksel vertrou. Laat die waarheid dat ons skuld in volle betaal is, Here, laat dit soos balsem oor ons siele spoel, dat daar geen veroordeling is nie. Here, omdat U bloed op die hilasterion gesprinkel is, en ons nou, Here, vry van sondeskuld is. Want U kyk en U sien die bloed op die hilasterion, en U spreek ons vry. En wat kan ons dan meer sê as net dankie, 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 Vader. Ons bid vir onsself in ons lewens waar ons is, in ons gesinne, in ons gemeenskap, in ons gemeente, in die dorp waar ons woon, in die land waar ons woon, waar daar baie bedreigings is, baie versoekinge is. Soms mag dit dalk selfs in goeie gedaantes kom. Maar Here, U woord is so duidelik, laat ons geen begeerte hê om dit te doen nie. Lei ons nie in versoeking nie, Here. U het ons dit leer bid, en dit is wat ons bid. Maar dan in dieselfde trant bid ons dan, Here, laat U wil in ons lewens geskied. Laat U wil in ons lewens geskied, Here. Laat ons doen dit wat U verheerlik. Is alleenlik U wat deur die woord en die Gees ons kan lei en bekragtig om dit te doen. En dit is waarvoor ons pleit, en waarvoor ons ook pleit, en wat ons deel dan ook kan wees, is die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. En dit is aan ons gebed, Here, dat dit ons sal oorweldig, dat U ons harte en ons sinne sal bewaar in Christus Jesus. En dat ons hiervandaan sal gaan, Here. Juist dan, in die vrede van Christus. Oorweldig met wat U vir ons gedoen het. En wie U vir ons is. Het spreek van 'n persoonlike wie. Wie U vir ons is. Ons sê dan dankie, dankie Vader, in Jesus se naam. Amen.